Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Vrydagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om 'n oomblik van julle tyd te neem om met julle 'n woord te kan deel. Aan God alle eer, lof en heerlikheid dat ek 'n woord met julle kan deel en natuurlik dat ons deur hierdie week gedra is. Kind van God, as jy nou so 'n bietjie stil sit en jy reflekteer bietjie oor alles in jou lewe, is daar plek vir God in jou lewe? Is daar spasie vir God in jou lewe? Julle mag dalk nou vir my vra, wat bedoel jy? Wat ek sê, is dat ons is baie keer so besig met dinge in ons lewens, rondom ons, dat ons eintlik vergeet om ook net vir 'n oomblik bietjie te gaan reflekteer en kyk, maar maak ons spasie vir God, maak ons plek vir God. My boetie en sussie, dit is so belangrik dat ons nie vasgevang word in die dinge van die wêreld en in dinge wat ons tyd so in beslag neem, dat ons eintlik heeltemal so vol is, dat daar nie plek is vir God in ons lewens nie. Alles wat ons doen en alles wat ons sê, moet daar nog steeds spasie kan wees vir God om te beweeg, vir God om te kan werk. Ek meen 1 Korintiërs 10 vers 31 sê nie vir nie, dat wat julle eet en drink, doen dit tot verheerliking van die naam van Jesus nie. Almal van ons is besig, daarmee gaan ek nie stry nie. Maar is ons werklik so besig dat ons nie plek maak vir God nie? Ons ken die storie van Elisa, wat by die vrou en haar man aan huis gekom het. En sy het spesiaal vir hom 'n kamer ingerig, dat wanneer hy daar by haar kom, dat hy daar kan vertoef en daar kan rus. En hy het toe vir haar gevra, wat wil jy hê? Toe sê sy sou graag 'n seun wil hê. En hy sê toe vir haar, oor 'n jaar sal dit so wees. En sy het 'n seun gekry. Nou kind van God, as jy net so 'n bietjie dink, hoekom het sy nie vroeër al 'n kind gehad nie? Ons kan baie daaroor bespiegel, ons kan baie daaroor dink, maar as ek tot die slotsom moet kom, dink ek, sy moes eers genoeg plek maak vir God om te beweeg in haar lewe. God het vir Elisa gebruik om in haar lewe te beweeg. En so kon daar vir haar 'n deurbraak plaasvind om 'n kind te hê. En my boetie en sussie, ek wil hê dat hierdie vers moet ook vir jou inspirasie wees. Dat wanneer jy plek maak vir God in jou lewe, gaan daar soveel dinge verander in jou lewe, dinge wat jy voel, maar dit hou jou gestagneer. Dinge wat maar net normaliseer. Maar wanneer God in jou lewe intree, kan ek nou vir jou sê, gaan daar soveel dinge verander. Transformasie gaan plaasvind. En dit alles, net omdat ons 'n oomblik neem, om hierdie onnodige dinge wat nie eens nodig is in ons lewens nie, net 'n bietjie een kant toe te skuif, en plek te maak, vir God, alomteenwoordig, vir God, allerhoogste. En kyk, wat 'n verskil gaan daar in jou lewe plaasvind, my boetie en sussie. Kom ek bid vir jou. Vader, ek dra my boetie en sussie aan U op vanoggend. Liewe Here, ek bid vir hulle, waar hulle so vasgevang is in dinge wat alle spasie van hulle lewe oorneem. Bid ek in Jesus naam, dat hulle sal kan kategoriseer wat belangrik is en wat nie, wat prioriteit is en wat nie, sodat daar meer en meer plek vir U gemaak kan word, meer en meer spasie vir U kan beskikbaar wees om te beweeg in hulle lewe, te kan werk, dinge kan laat gebeur, dinge wat hulle nooit besef het, sal kan plaasvind in hulle lewe nie. En dit, net omdat hulle 'n oomblik geneem het om plek vir U te maak. Asseblief Here, wees saam met elkeen hierdie naweek, mag elkeen 'n wonderlike naweek hê. Vir hulle wat werk, bid ek dat U hulle sal vul met krag en met wysheid, en vir die wat kan rus, mag hulle kan ontspan en net rustigheid beleef deur hierdie naweek. In die kosbare naam van Jesus is dit my gebed. Dankie Here. Amen en amen. My boetie en sussie, julle moet 'n wonderlike dag verder hê, en kyk asseblief mooi na julle self en geniet julle naweek, en mag ek hierdie sê, en alles wat julle gaan doen en sê, maak spasie vir God en verheerlik sy naam. En natuurlik as dit sy wil is, bring ek maandag vir ons weer 'n woord. Tot dan, mooi bly almal. Totsiens.